Goeiemôre, dit is Sondag die 3de Mei. Baie welkom by NG Gemeente Skatbere. By ons erediens mag jy vanoggend ook saam met ons God se teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Ons tema vanoggend is lewende stene en ons lees uit 1 Petrus 2, daarvan vers 1 tot 10. Ons kan begin met die woorde wat Petrus van sê in 1 Petrus 1 vers 3 wat sê, nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Het is my voorreg om jou te groet namens God, om vir jou te kan sê, genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God die Vader, kom van Jesus Christus, kom deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons het in Afrikaans twee interessante uitdrukkings. Een wat sê, as die mure kon praat. Want die moeilikheid met mure, as hulle kon praat, is hulle so baie goed vertel, want die ander Afrikaanse uitdrukking sê, praat saggies, want die mure het ore. Maar ons weet almal, bakstene is eintlik verskriklik hard. Dis eintlik nie 'n lewende ding nie. Dis 'n dooie ding. Aan die ander kant, as 'n gebou lank leeg staan, dan val hy sommer uitmekaar uit. 'n Gebou het lewe in hom nodig om heel te bly. Petrus sê in hoofstuk 2 vers 8, ons gaan dit vanoggend lees, dat Jesus is 'n klip waaroor mens kan struikel, 'n rots wat jou kan laat val. Nou wil ek julle 'n storie vertel van ons wat hier by die see bly, wat hier afgespeel het op 'n strand. Daar was 'n seentjie Peer, en sy lekkerste ding op die strand was nie om te swem nie, hy het sandkastele gebou. Hy het ongelooflike mooi sandkastele gebou, 'n fantastiese talent gehad vir sandkastele. En elke dag sou hy, as hy op die strand sit, hierdie pragtige sandkasteel bou. Daar was uitkyktorings, brûe, baie keer het hy 'n grag of 'n rivier om die kasteel gegrou. Maar nog voordat dit baie mooi lank gestaan het en mense dit kon bewonder, het twee boelies daar aangekom. En elke liewe dag het hulle sy sandkasteel stikkend geskop, op hom gespring. En Peer was ongelooflik kwaad vir hulle, maar hy kon niks doen nie, want hulle is soveel groter en sterker as hy. En elke dag kom hulle en skop sy sandkasteel, sy pragtige kunswerk plat. Toe kry Peer 'n slim plan. Hy onthou toe die storie wat Jesus vertel het, dat 'n wyse man sy huis op die rots bou. En hy kyk op die strand rond en hy sien hier's 'n pragtige stuk klip en hy bou sy sandkasteel rondom hierdie klip. En toe hy klaar is, toe sê hy seker dat hierdie klip mooi weggesteek is onder die kasteel. Soos gewoonlik, kort daarna kom die twee boelies aan. Peer lag so 'n bietjie in sy binnekant, maar met 'n bang stem roep hy uit, ag, moet asseblief nie weer my kasteel platskop nie. Hierdie twee boelies het dit gehoor en lag en sê, hulle dink jy ons gaan vir jou luister. Hulle het albei toe verwoed na die sandkasteel geskop. Ons weet wat gebeur het. Hulle het geskreeu van die pyn, want dit was nie net sand nie, daar was 'n rots ook, en huilend het hulle weggehinkepink. Nooit weer iemand anders se sandkasteel omgeskop of plat gespring nie. Die res van die vakansie kon almal Peer se sandkastele bewonder. Jesus is die lewende steen waarop gelowiges hulle lewe bou. Ja, Petrus sê in hoofstuk 2 vers 8, 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, 'n rots wat jou kan laat val. In Efesiërs 2 vers 20 sê Paulus, ons is lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, met Jesus Christus as ons hoeksteen. Ons gaan nou saam lees 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 10. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons aan U kan behoort, dat ons kan weet, U is vanoggend hier teenwoordig. Here, U wat die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde is, het tyd vir ons as mense. En dit is ongelooflik. Dankie Here dat ons U mag Vader noem, dat ons U mag lof besing, tot U mag bid, dat ons in die Bybel kan lees en U woord kan hoor, U stem binne in dit. Maak vanoggend ons harte stil as ons luister, dat ons U hoor. Ja Here, dat ons U sal volg en U sal dien. Spreek Here, U kinders luister. Amen.
1 Petrus 2. Lei daarom alles wat sleg is, en alle bedrog, geveinsdheid, en jaloesie, en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babietjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitgekore, en vir hom kosbaar is, en laat julle lewende klippe opbou, tot julle geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit 'n klip in Sion neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir die ongelowiges geld dit, juist die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. 'n Klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou die volk van God is, wat eers nie 'n bestemming ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Net tot sover wat ons lees. Petrus kom sê hier baie duidelik, Christus is die lewende hoeksteen. Vers 4 en vers 5 sê hy, dit is die nuwe beeld, die identiteit van die kerk. Met Christus as die hoeksteen, die lewende steen wat ons lewens rig. Ja, hy verwys na Christus as die lewende steen, wat Jesus self gebruik het, oor die Bybel, Paulus ook oor Jesus gebruik, wat sê dat die Messias 'n hoeksteen is, 'n rots is, vir God se gemeente, vir God se kerk, vir God se volk. In Psalm 118 was Israel 'n klip wat deur die ander volke verwerp is en as waardeloos beskou het, maar vir wie God 'n ereplek gegee het. En dan word hierdie klip vertolk as 'n profetiese heenverwysing na Christus. Christus wat ook verwerp is deur sy eie mense, waar hulle gesê het, kruisig hom. Hy is die een op wie die kerk gebou word, wat vir ons die ewige lewe gee, wat ons verwerf deur sy geloof in hom, wat hy vir ons verwerf het deur in die kruis te sterf en op te staan uit die dood. 'n Hoeksteen was die eerste steen wat neergelê is om die lyne van 'n hoek gebou te bepaal, die rigting wat die mure sou wees. Dit is deur die hoeksteen bepaal sy oriëntasie. So moet ons ook onsself oriënteer aan Jesus Christus, die lewende steen van God, en dat ons ook so sal wees. Nou die instrument waarmee ons meet of ons reg gebou word, of ons deel is, en op die regte manier pad is, lê nie in 'n getal programme wat ons doen, of in die hoeveelheid aksies, of hoeveel mense op 'n Sondag hier sit nie. Dit gaan uiteindelik oor wat doen elkeen van die mense wat hier besig is. Ons geloof, ons Christenskap, ons kerkwees, ons lewende steenwees, gaan nie net oor dit wat ons op 'n Sondag doen nie. Gaan nie net oor wat die dominee doen nie. Gaan nie net oor wat die kerkraad doen nie. Dit gaan oor hoe leef ons as gelowiges in die wêreld. Daar word baie keer gesê, as ons na 'n kerk kyk in 'n gemeente, wat gaan die wêreld mis as hierdie kerk weg is? En dan verwys dit nie na die gebou nie. Dit verwys nie na dit wat op ons kalender gebeur in ons bazaar en vrouediensaksies en al die ander pretgoed wat ons doen nie. Dit verwys na al die mense. Wat sou in Skotbulle oorbly as al die Christene skielik weg is? Wat gaan die mense mis? Is daar mense wat ander mense versorg, wat vir ander mense bid, wat vir ander mense bystaan, winkel toe gaan, hospitaal toe vat, gaan kuier by? Ons ken almal die storie van die koning van Sparta. Die Spartaanse koning is besoek deur 'n ander koning, en dan spog hy hierdie Spartaanse koning oor die mure van Sparta. En hierdie besoekende koning was 'n bietjie verward, en hy het rondom hom gekyk,
En hy vra vir die koning van Sparta, waar is hierdie mure waaroor jy so spog? As ek rondom my kyk, sien ek geen mure nie, sien ek niks nie. En dan sê die koning van Sparta, hy sê, elke mens wat jy sien, elke man is 'n lewende steen. As iets sou gebeur, staan ons saam. Hulle is die mure van Sparta. Ek en jy is deel van God se kerk. Ons is lewende stene in sy gemeente, in sy gebou. Ja, hoe nader ons aan God is, hoe nader ons aan mekaar is, hoe duideliker is dit sigbaar. Hoe nader leef ons in die wêreld. Hoe is ek en jy 'n lewende steen? Hoe maak ons dit sigbaar in die wêreld om ons? Wat se praktiese goed kan ons doen om as lewende stene te leef? Ja, in die antieke bouers het die hoeksteen gelê in die noordoostelike hoek en daarna die gebou dat in 'n rigting was. Hulle het gesê dat noordoostelik was die rigting van voorspoed en guns. Baie moeite gedoen om die rigting reg te bepaal. En partykeer het hulle sommer iets soos graan of wyn onder die hoeksteen begrawe om te sê dat hierdie gaan 'n wonderlike huis wees om in te bly, 'n wonderlike gebou om van te werk. Ons hoeksteen is Jesus Christus. Soos ons wil lewende stene wees, moet ons onsself oriënteer aan Christus. Soos hy, in dieselfde rigting as hy, saam met hom. Een wonderlike persoon wat 'n voorbeeld was van so 'n lewende steen was David Livingstone. 'n sendeling, predikant, 'n dokter, 'n ontdekkingsreisiger in Afrika. Hy was vol van Jesus se liefde en het dit oral uitgeleef. En Stanley was 'n koerantman wat saam met Dr. Livingstone hier in Afrika getoer het. Aanvanklik het hy hom kom soek en getuig en toe so 2 weke by hom gebly. En dan sê hy, as jy 2 weke lank saam met Dr. Livingstone bly, het jy geen ander keuse as om 'n Christen te word nie. Want Livingstone het Jesus so geleef, dat mense dit deel gemaak het van hulle self. Mag ons ook so lewe, dat mense God in ons kan raak sien. En dan gaan dit oor, wat doen ons prakties in die wêreld? Is ek 'n lewende steen, deur ander te versorg, te besoek, deur mense op te bou, deur vir mense te vertel van Christus, deur om te gee? Is ons mense wat lewende stene is, deur die kerk sigbaar te maak? Al is ons nie met 'n kerkaksie besig nie, al is ons besig met Christen wees iewers in die wêreld. Daar was 'n student wat vreeslik gefrustreerd gevoel het en gesukkel het met die lewe. Baie gespanne. Eendag stap hy by 'n nabygeleë kerkie in en hy sit daar op die bank en hy begin sommer hardop bid. En hy sê, Here, hierdie wêreld wat U geskep het is 'n groot gemors. Oral waar ek kyk, sien ek stikkende en die mekaar en alleen mense. 'n Stikkende wêreld. En so sit hy en stort sy hart uit en naderhand voel hy sommer om en hy sê, ek dink selfs ek sou 'n beter plek van hierdie wêreld kon gemaak het. Terwyl die jongman so sit, hoor hy 'n stem wat hom regop laat skrik. Die stem sê vir hom, dis presies wat ek wil hê jy moet doen. Hy het gesê, ek kon die wêreld 'n beter plek maak. En die Here antwoord hom, hy sê, dis presies wat ek wil hê jy moet doen. En toe val hy op sy knie en hy sê, ek Here, wie is ek nou? As ek en jy lewende stene wil wees vir God, is ons hier om die wêreld 'n beter plek te maak. Ons kan dalk vra, wie is ek om dit te kan doen? Dan antwoord Christus, dan antwoord God, dan sê jy is 'n uitverkore, jy is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, iemand wat aan God behoort, sodat jy die deugde kan verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het. Jy wat nie 'n volk was nie, is nou volk van God. Wat nie ontferming ontvang het nie, is iemand wat ontferming ontvang. Jy is die seun van God. Jy is een van daai bakstene in die muur van Sparta. Ons is Jesus volgelinge. As ons lewende stene is in die kerk, mekaar bystaan, versterk, maar ook in die lewe anders gaan leef,
die lewe anders gaan sigbaar maak rondom ons. Petrus sê in Efesiërs 2 vers 9 en 10, hierdie liefdeslied wat God vir ons sing, wie ons is, hoe wonderlik ons is. En ek gaan nou vir ons lees uit 'n weergawe, The Word on the Street. But no, not you, no, you are the select royalty in the role of God's representatives to people, an outstanding nation of ambassadors for God. You live and breathe to provide and celebrate the one who picked you up out of the darkness. You stood in his brilliant light. One time you had no national identity, now you've got the full complement of work visas, passports of God's nation. Once you had what you deserved, now God is giving you breaks you'd never expected. God sê vir ons is deel van sy uitverkore volk, sy koninklike priesterdom. Ons is spesiaal gemaak, geroep, gebou soos Christus, om 'n lewende steen in die wêreld wees. Timmy in die senior van die suburb sê, ma, 'n mens wil nie soos 'n hond vrek nie, 'n mens wil van geweet wees. Dis waar ons is. Om in hierdie wêreld anders te leef, die wêreld 'n beter plek te maak. Mary Ann Bird was 'n klein dogtertjie, toe sy groot geword het sy geweet sy's anders, sy het 'n haaslip gehad, kinders het baie keer met haar gespot, haar neus was so bietjie skeef, en die maats wat haar nie gespot het nie, het vir haar gevra wat het dan gebeur, en dan sy vinnig geantwoord, ek het deur 'n venster geval. Gewoonlik het hulle haar dan uitgelos, maar sy was oortuig dat niemand behalwe haar ma en pa haar ooit sou lief hê nie. En in graad 2 was daar 'n juffrou, vrou Lennert, wat oor wie almal baie dol was, baie vriendelike juffrou, wat regtig nie so kwaai was soos die ander nie. Jaarliks het hulle in die klas 'n gehoortoets gehad, elke kind moes by die deur staan, en hulle moes net een oor toe hou, en dan 'n sin wat juffrou en hulle gefluister het vir die hele klas herhaal. Byvoorbeeld, as juffrou Lennert sou sê, die lig is blou, jou skoene is mooi, moes die kind die sin hardop herhaal. Mary Ann, dit was haar beurt, en sy het gewag vir haar woorde, en dan sê sy, as sy die storie oorvertel, sy glo God het die woorde in mevrou Lennert se mond gesit. 7 woorde wat haar lewe verander het. Mevrou Lennert het vir haar gefluister, ek wens jy was my klein dogtertjie. Ons as Christene, se spesiaal wees, kom van God. God wat ons inmessel as lewende stene in sy huisgesin, in sy koninkryk, in sy tempel, in sy gemeenskap van gelowiges. Kom ons gaan werk, maak die wêreld waarin ons leef 'n beter plek. Here, dankie dat ons aan U kan behoort, en weet dat U ons lief het. Here, dankie dat ons kan vashou in U genade, in U grootheid en U goedheid. Mag ons saam U dien en U verheerlik. Dankie dat ons kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Ja, Here, mense wat saam met ons U dien en lief het. Help ons, persoonlik, as kerk, as geloofsgemeenskap, om U woord uit te leef en U woord sigbaar te maak, om mense iets te laat beleef van U goedheid, U godheid, U grootheid. Dankie dat ons kan saam wees en weet, U is ons Vader. Ons bid Hemelse Vader, dat U vir ons sal veilig vashou en voorsien in ons nood. Ons bid vir ons medegelowiges wat siek is in die hospitaal, wat by die huis aansterk. Here, hulle wat bekommerd is oor môre, oor die ekonomie, petrolpryse, kospryse, Here, oor verhoudinge wat soms skeefloop en moeilik is. Ons bid dat U ons land ook in die arms en die hande sal vashou. Die wêreld met al sy oorloë, dat daar sal vrede kom. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.